nog 'n ding waar ons moet praat, is dat ek en jy nie moet ophou groei, of ophou leer nie. Ons kom nooit op 'n plek wat ons arriveer nie. Ons moet altyd, soos ons gereeld vir mekaar gesê het, vorentoe beer. In 2 Petrus 1 vers 5 tot 8 lees ons dat Petrus skryf en hy sê, juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met, hoor die woord, deegsaamheid. Die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met die liefde vir alle mense. En dan sê hy in vers 8, as julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Hoor die woorde, ons moet hom nog steeds beter leer ken, ons moet nog steeds groei in hom. Petrus maak 'n paar dinge baie duidelik. In vers 5 sê hy, ons moet alles in die stryd werp. Ons moet niks terughou nie. Ons moet alles in die stryd werp om ons geloof te verryk. En dan gee hy 7 kerneienskappe waarmee ons geloof moet verryk. Hy sê met deegsaamheid. Dit beteken ek en jy moet altyd seker maak ons handhaaf die morele hoërgrond. Ons moet niks doen wat ons getuienis of Jesus in diskrediet bring nie. Die tweede eienskap is kennis. Die kennis natuurlik oor die woord van die Here en ons kennis oor ons redding. Die derde eienskap is selfbeheersing waar ons reeds gepraat het en dit is die vermoë om alles wat in my lewe aangaan in lyn te bring met Christus en in lyn te bring met die woord van die Here. Selfbeheersing. Nommer 4 is volharding. Dit is die vermoë om Christus te bly volg selfs wanneer dinge moeilik raak en die vermoë om Christus 'n lewenslange tydperk, met ander woorde nie net vir 'n week nie, nie net vir 3 jaar of 5 jaar nie, vir die res van my lewe te volg. En dan sê hy, die 5de eienskap is godsvrug. Dis die vrug van die Gees wat ek moet dra. Dis 'n belangrike eienskap in my lewe. Die 6de een is liefde vir mekaar. Al hierdie goeders bou so op mekaar. Met ander woorde, wanneer ek godsvrug het, dan sal ek liefde vir my medebroer, vir my medesuster, vir my medegemeentelid. En dan loop dit tot op die klimaks wat sê die liefde vir alle mense. Dit is interessant dat Petrus al hierdie elemente opbring. Paulus stel vir ons dieselfde voorbeeld. Paulus het nie op 'n plek gekom waar hy gesê het ek het gearriveer nie. Hoor mooi in 2 Timoteus die ontwikkeling van sake. Nou 2 Timoteus is die laaste brief wat Paulus geskryf het, waarskynlik 3 jaar voordat hy onthoof is in Rome. En hy was bewus sy tyd raak min en hy sê dit ook vir Timoteus in die brief. Nou skryf hy vir Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 13. Hy sê as jy kom na my toe. As jy kom, moet jy asseblief my reismantel saambring wat ek in Carpus en Troas laat bly het. En ook die boeke vir al die perkamente. So hy soek ook sy boekrolle, want hoekom? Hy wil die woord van die Here bestudeer. Nou, Paulus moedig vir Timoteus aan. Hy sê vir hom in 2 Timoteus 3 vers 14, bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo, want jy weet tog wie jou leermeesters is en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. So, Paulus bly in die woord, maar hy moedig ook vir Timoteus aan om in die woord te bly. Maar dis nie al nie. Nie net sê Paulus, hoorie, bring my perkamente, ek wil in die woord bly nie. Nie net sê Paulus vir Timoteus, jy moet in die woord bly nie, maar hy sê ook, jy moet dit nou verander leer. 2 Timoteus 2 vers 2, wat jy my voor getuies hoor verkondig het, moet jy nou toevertrou aan betroue manne, wat bekwaam sal wees, om dit ook weer aan ander te leer. En hier sien ons die hele siklus. Ek bly in die woord van die Here, ek stel die voorbeeld vir jou om in die woord van die Here te bly, jy bly in die woord van die Here, maar nou moet ons dit volgende vlak toe vat, jy moet dit nou vir ander mense sê. Hoekom is dit so belangrik? Wel die feit is, ek kan nie iemand verder neem as wat ek self is nie. Ek kan nie iemand iets leer wat ek nie self weet nie, en ek kan nie vir iemand iets gee wat ek nie self het nie. En net so moet ek verstaan, ek kan nie iemand op die disippelskap pad lei, as ek nie self in die Here groei nie. En daarom moet ek en jy seker maak, ons stagneer nie, ons bly groei in Christus Jesus.